Goeiemôre gemeente. Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetredingslied is gesang 159, verse 1 en 2. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 48, verse 1 en 4. Amen.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 2071, waarna jy weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek die Here jou God eis onverdeelde aandag aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 308, verse 1 en 5.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die brief van Jakobus. Jakobus hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot 8 en dan ook vers 12 tot 18. Van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is. Groete. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en God sal dit aan hom gee, want God gee aan almal, sonder voorbehoud en sonder verwyte. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Moenie julle self mislei nie, my liewe broers. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring.
sodat ons, om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom laat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel woon, laat U naam geheilig word. Laat U wil geskied. En laat U koninkryk kom. En as ons met ons gebede en hoop guns in U oë mag vind, maak tog ook ons elkeen se gebede deel van U raadsplan. Ons bely, goeie Heer, dat ons geen insig het in hoe U alles bestuur nie. Want ons verstand en ons begrip kan dit nie deurgrond nie. En daarom bid ons U, wees ons dan net genadig as ons anders hoop as hoe U alles wil laat geskied. En skenk ons dan tog net 'n vaste geloof om nie in twyfel en wanhoop te verval nie. Ons goeie Heer, ons bid vandag vir ons land, vir ons volk en vir U kerk. Net soos U omgesien het na U volk Israels, en selfs konings en magte buite U volk en hulle land in U hand gebruik het, sodat U volk aan die lewe kon bly. Doen dit tog ook vandag met ons. Sien tog raak wat van ons word, en steek tog U beskermende hand na ons uit. Ons bely dat ons niks van U verdien nie. Ons weet as U ons klein geloof en ontrouheid van gister in ag moet neem, dan verdien ons eintlik net U oordeel. Ons pleit U. Kyk tog maar net weer na U seun aan die kruis. Roep tog in herinnering sy oop graf en wees ons genadig. Laat U Gees ons dooie harte lewend maak en laat ons U eer
en lief hê, soos dit elkeen van ons betaal. Vergeet tog gister en herskep ons vandag nuut. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, want aan U alleen behoort die heerlikheid en die mag tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 420, al 3 die strofes. Wie in geloof op hom vertrou, sal ook sy heerlikheid aanskou. As ons mooi nadink oor ons skrifgedeelte vanoggend, dan klink dit asof God bietjie met 'n fermheid teenoor ons staan. Jakobus skryf, jy moet glo terwyl jy bid. En jy moenie in vertwyfeling gaan nie. Want as jy in vertwyfeling gaan die liewe Heer nie na jou gebede luister nie. As ons nou vanoggend by onsself sit en dink, hoe dink ons by onsself? Hoe lyk God? Hoe is God? En is hy 'n God wat bietjie met 'n fermheid teenoor sy kinders staan? En ons almal, terwyl ons weet ons nie afbeeldinge van God mag maak nie, dink ons almal tog maar by onsself, skep vir onsself 'n idee oor hoe God lyk,
En ek dink die eerste idee wat by ons posvat, is dit wat ons lees in 'n visioen in die boek Daniël. Daar word God beskryf as 'n ou, waardige oomie wat op sy troon sit. En dan kan 'n mens ook nou, as jy dink aan Jeremia en Jesaja, dan sien jy hierdie gerubs om sy troon. En ja, daar's 'n afstand. Geen mens kan daar naby kom nie. En dan die vraag vanoggend. God. Hierdie God, enigste God. Verander hy ooit van plan? Want as ons hierdie beeld en hierdie gedagte oor God het, dan sien ons hom eintlik as 'n wese wat besluit het op 'n saak en dat hy nie van plan verander nie. Dis die idee wat ons vir onsself skep, en dan lees ons nog in Jakobus oor die twyfel en gebede. En dan voel dit vir 'n mens of hier's tog 'n bietjie 'n afstand tussen ons en God, wat nie gemaklik voel nie. Nou begin ons by die vraag, God, verander hy ooit van plan? Sou dit ooit gebeur dat hy, soos ons mense, oor sake dink, en dan besluit dit was nie 'n goeie plan nie, of dat was nie 'n goeie plan nie, hy verander van plan. En blaai ons deur die Bybel, dan wil dit tog so blyk. Ons lees in Genesis hoofstuk 6. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens gemaak het. Dit het hom diep gegrief. God is teleurgesteld dat hy die mens gemaak het. Hy kry spyt daaroor. Dis nie iets wat ons met hierdie waardige groot koning op sy troon wat alles en almal regeer, met so iemand assosieer nie. En dan lees ons in 2 Konings van koning Hiskia wat ernstig siek geword het, en die profeet Jesaja het vir hom gesê, so sê die Here, jy gaan sterf. En ons lees van koning Hiskia, wat op sy bed gelê het en gehuil en gebid het, asseblief tog Heer, moenie dat ek sterf nie. En die profeet was nog nie eers by die kasteel uit nie, toe stuur die Here hom terug en sê vir hom, gaan sê vir Hiskia, hy sal gesond word. God het van plan verander. Ons lees in Jona, toe God sien wat die Nineviete doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het, dat hy oor hulle sal bring. God het van plan verander. Terug by Jakobus,
waar ons nie hierdie idee kry nie, dan lees ons ook ander skrifgedeeltes wat dit ook sê. Maleagi sê, ek die Here verander nie. Numeri, God is nie 'n mens dat hy van gedagte verander nie. Maar met Hiskia het hy van plan verander, met die Nineviete het hy van plan verander. Oor die skep van die wêreld en dan veral die mens het God spyt gekry. Hoe moet ons dit verstaan? Dit gaan oor hoe die Bybel vir ons in aards en mense taal probeer vertel hoe God is. Daar waar ons nie vir onsself 'n begrip kan vorm nie, want alles in die hemel rondom God, God self, kan ons nie vir ons 'n mooi begrip vorm nie, behalwe as ons nou maar kyk na die visioene wat die profete gehad het en later Johannes in Openbaring. Wat doen die Bybel regdeur? Die Bybel beskryf vir ons God in mensetaal, aardse taal, want so lees ons, God het 'n gesig. Ons het gelees, hy is soos 'n ou oom, waardige ou oom op sy troon. Ons lees dat God huil. Hy huil oor sy seun Efraim, Israel. Ons kan nie huil met die Allerhoogste assosieer nie. Ons lees dat God hande het. Ons lees veral van sy regterhand. En dan lees ons ook wat Dawid sê, God is my herder. God is vir my soos 'n skaapwagter. Hoe's dit moontlik? Maar dan steek ons weer vas. God wat nie verander nie. En hoekom is dit vir ons 'n kritiese vraag? Want dit gaan oor ons gebede. As God in sy almag nie van plan verander nie, wat help dit dat ons dan bid? Want waarvoor bid ons? Ons bid dat God tog oor ons van plan sal verander. Ons bid dat God tog, wanneer daar nie meer kos op my tafel is nie, dat God tog sal intree en iets daaraan sal doen. As ek op my sterfbed lê, dan bid ek tog dat God van plan sal verander en my tog sal laat lewe. En nog boonop, dis juis in sulke situasies waarin twyfel juis ook aan 'n mens se hart begin knaag. Want jou mismoedigheid oor jou situasie maak ook dat jy begin twyfel en nou bid jy ook. En Jakobus sê, nee, as jy twyfel, luister God nie na jou gebede nie. Ons hoor Jakobus verkeerd. En luister baie mooi
na die volgende sin. Elke keer wanneer die Bybel oor God sê dat God nie van plan verander nie, is dit evangeliese woorde. Kom ons begin voor. God het besluit, God het 'n plan bedink om 'n hemel en 'n aarde te skep. En God het 'n plan bedink. Kom laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. En God het die mens geskep. En toe stel die mens verskriklik teleur. Maar God het nie van plan verander nie. Ja, toe kom Kain en Abel. En toe kom die geskiedenis van Noag. En toe kom die geskiedenis van die toring van Babel. Maar God het nie van plan verander nie. Hy skep vir hom 'n nuwe volk uit niks. 'n Ou man Abraham en sy onvrugbare vrou Sara. Begin hy met 'n nuwe volk. Want hy verander nie van plan nie. En hierdie volk het groot geword en God het hulle alles gegee wat 'n volk se hart kon begeer en hulle begin agter die afgode aan te loop. En ja, God stuur die Assiriërs en die Babiloniërs om hulle in ballingskap weg te voer. Maar God het hulle weer teruggebring. Gebruik 'n vreemde koning wat God nie eers ken nie, Kores. En Kores gee die afvaardiging dat die volk mag terugkom. Want God verander nie van plan nie. En uiteindelik, toe loop sy seun deur die stofpaaie van ou Israel, totdat hy uiteindelik aanstrompel na sy kruis op Golgotha. Hoekom? Want God verander nie van plan nie. Dit is evangeliese woorde. Want omdat God nie van plan verander nie, is daar vir ons hoop en redding. Wat sê Jakobus vir ons? Hy sê vir ons, luister broers en susters, na Paasnaweek is dit tog onmoontlik om nie te glo nie. Die Here was tussen ons mens. Hy het gesterf aan die kruis. En hy het opgestaan uit die dood. Sê Jakobus, my liewe mens, dis onmoontlik om nie te glo nie. Hou vas aan die geloof. Hoor wat sê hy in vers 18, omdat dit God se wil was, God se plan was, het hy ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het.
God verander van plan, soos ons tot hom bid. Maar God verander nie van plan nie, want God se plan is dat ons die nuwe hemel en die nuwe aarde sal ingaan. Mag die Gees tog tot ons elkeen spreek. Amen. Ons slotgesang, ons sing 2 slotgesange, gesang 415, vers 1 en 3, en dan gesang 601, vers 4 en 5. Ontvang die seën van die Here
en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.